Goeiedag se dierbares, hoop dan goed saam met u waar ook al u mag wees. Dierbares, welkom by ons derde episode van seisoen 2 van Onwaak. Dierbares met my, as jy vir hulle Eugene George, die man van die Here. Die ene wat my gehelp het toe ek gesê het, man van die Here, ek wil 'n podcast shoot. Toe het hy nie nog gesê, nee maar Willem, dit sal nie werk. Hy was die ene wat vir my gesê het, kom ons vat hom. Ons vat hom aan die horing en ons gryp hom. Man van die Here, hoe gaan dit vandag? Amen. Nee, wat bro, Willem, ons klaar nie. Net deur genade, man van die Here. Evangelist George, u weet, ek kyk nou so op onze YouTube channel. Ek sien Onwaak is nou al 'n jaar op YouTube. Ja. 'n volle jaar dierbares. Volle jaar. Doen ons nou al hierdie podcast. Dierbares. As dit ek bedoel, hy is net uithou vermoë. As uithou vermoë. Dit bedoel net, dis die werk van die Here wat ons moet doen. Geskiedenis. Dis wat, dit is iets wat ons moet doen. Maar dierbares, min gepraat daarvan. Ek wil net graag vra, Evangelist George, man van die Here, het u 'n skrif vir ons vandag? Kykers, julle so groet almal wat teenwoordig is. Amen. In die naam van die Here Jesus. As ons Bybel sê, kan ons gaan in die tweede boeke Korintiërs 4 versie 8. Yes. Hy sê, in alles word ons verdruk, maar ons is nie te neergedruk nie. Ons is verleë, maar nie radeloos nie. Yes. Vervolg, maar nie verlate nie. Neergewerp, maar nie vernietig nie. Yes. Tot sover in die Here seën. Man van Dit is die die Here, skrif. man van die Here, 'n gepaste skrif vir ons episode 3. Amen. 'n gepaste skrif, man van die Here. Jy weet, Evangelist, of wag dat ek maar die praat, Evangelist. Wil jy maar nie die skrif maar uitbrei nie. Ek weet nie my hart loop so oor vandag, Evangelist. Ek wil net nou oopmaak, man van die Here. So kom ek hier geleentheid vir Wens dat Wens voor ons oopmaak. Okay, miskien sy hom seker beter oopgemaak het, maar okay. My hart is net te oorvloedig, man van die Here. Ek is net bang, net nog gryp ek om nou alles om met hom 2 keer. Amen. Amen. Geliefdes, kom ons gaan in die gedeelte in. Okay, die rede hoekom ek die skrif gekies het, my broer. Yes. Die boeke van 2 Korintiërs 4 vers 8. Yes. Sê Paulus in alles. Yes. As 'n mens die begin van die vers lees, dan sê Paulus vir ons, in alles word ons verdruk. Yes. So daar's nie 'n spesifieke probleem wat Paulus identifiseer waarin hy sê in alles word ons verdruk. Yes. Maar ons is nie te neergedruk. In ander woorde, wat jy deurmaak, sal dit 'n kinderprobleem is, sal dit 'n siekte is, sal dit finansiëel is, sal dit dwelm is, wat dit ook al mag wees, wat jy jou in bevind. Paulus sê, in al die dinge word ons geverdruk. En al hierdie dinge. Die wêreld is mos waarin ons is, hy verdruk ons. Yes. Jesus sê in die woord van die Here, hy sê, in die wêreld sal julle verdrukking lê. Yes. Maar julle moet goeie moed hou, want ek het die wêreld klaar oorwin. Yes. So die gedagte wat ek oor hierdie skrif wat my bemoedig, as die druk van die lewe. Yes, Evangelist. Das mense wat nie opgewasse is teen die druk van die lewe. Das mense wat nie opgewasse is teen die aanvalle van die duiwel nie. Yes. Nou sê Paulus, in al die dinge word ons maar verdruk. Yes. Want een oomblik, jy kan vandag gelukkig is, môre gebeur dat ding. Die lewe druk ons, môre, jy het vandag werk, môre is jy werkloos. Die lewe druk jou. Yes. Nou sê Paulus, in al die dinge ons word verdruk. Maar ons is nie te neergedruk nie. Hy sê, ons is verleë. Yes. Maar ons is nie radeloos nie. Soms raak 'n mens verleë. Yes. Das mense wat voel, ja, ek is so verleë. Ek wonder, kan ek nie steel nie. Ek wonder, kan ek iets doen, net om die behoefte van my aan te vul. Maar Paulus sê, selfs in dit wanneer ons verleë is, wanneer ons hulp soek, wanneer ons uitreik, dan sê Paulus, ons is nie radeloos. Wanneer jy in die diepste, donkerste gat in is, wanneer jy in die diepste, die meeste die hulp nodig, die hulp nodig, die verdrukking. In alles word ons verdruk. Nou man van die Here, in 'n tyd soos vandag, waar ons in 'n vinnige tyd lewe, man van die Here. Jy weet, ons lewe in tye waar mense sommer maklik hulle se werk verloor, waar mense se huwelik sommer die volgende dag sommer verby is. Jy weet, die skrif sê, aan alles in man van die Here. Hy sê, hy identifiseer nie net alleenlik om te sê, maar dit is net in hierdie ene wat jy sal betrek. Hy sê, alles. Aan alles. Van jy is die kind van God, en al van hierdie dinge sal daar
En wat vir my so lekker is van die skrif, as hy praat van alles word jy geverdruk. En nou daar's mos groepsdruk. Daar's waar jong mense en is groepsdruk. Daar waar jy wil uitstaan, daar waar jy wil uitkom. Jy wil die kykie van die band. Maar jy wil voorkom as the man. As the man. Jy's in 'n groep waar daar net mense is wat Nike dra en jy wil graag inpas, maar die omstandighede waarin laat jy laat jou nie toe om daarin te pas nie. Dis hoekom kinders in dwelms verval. Dis hoekom kinders steel en roof. Because hulle wil inpas en die druk van die lewe allow hulle om verkeerde besluite te maak because hy voel verdruk. En verdrukking is oral. Dit is oral. Jou kind kan jou druk. Yes. Kom ons kyk net gou na byvoorbeeld dit Benji het gesê dat man van die Here. Benji het gesê in groepsdrukking byvoorbeeld. Ja. Een van my vriende het byvoorbeeld nou die nuutste russak by die skool. Nou gee ek die druk aan my ouers om te sê, maar ek voel ek verdien die russak. Ja. Maar dan sukkel jou ma of jou pa so net om 'n broodjie op die tafel te sit. Maar in plaas van om daaraan te dink, jy as jong mens, jy dink vir jouself, my ouers se worry niks vir my nie. Waarom kan ek nie? Dis af wat jy aan dink. Ja. Maar tog in tyd man van die Here. Ja. Jy create so 'n depressie. Dis die ding. Jou ouers is al reeds so, ek weet die groepsdruk is daar so, maar jou ouers is sukkel so net om my snekkie brood om op die tafel te sit. Vir jou. Maar tog, jy val in die depressie van my ouers stel nie belang in my nie. Maar dan is dit nie. Dan is dit nie die geval nie. Maar dit is as gevolg van groepsdruk. Want jy voel jy soek die ding. Yes. Ek weet op 'n tyd in my lewe moes my ma laat in die nag Pick-up-pay toe gaan, daar was nie transport nie. Maar sy doen dit omdat ek soek 'n naamteken. Sy doen dit omdat sy wil hê my kinders moet ook inpas. Because die omstandighede is nie gunstig nie. Yes. Waarvan af ek kom, wie my ouers is, my ma was 'n single mother. Yes. Daar was my pa was nie daar nie. So dit was baie moeilik vir my om in die druk groot te word. Yes. Maar een ding wat ek weet, ek mag dalk verleë is. Yes. Maar ek is nie radeloos nie. Paulus sê, ek is te neergedruk, maar nie verwerp nie. So, ek weet al wil die wêreld my te neerdruk, om my te laat voel. Jy weet, wat die lewe so anders maak, ons wil inpas. Yes. Jy wil inpas, jy wil 'n werk hê, jy soek klere, jy soek 'n huis, jy soek 'n kar. Iewers wil ons inpas. Yes. Ons wil iewers inpas. Yes. Nou, Evangelist, man van die Here, ek wil net gou gevra dit in die sake. Byvoorbeeld, kom ons gaan nou verby die gedeelte van groepsdruk. Ja. Kom ons gaan gou na groot mense se lewe toe. Ja. Jy's 'n werkende man, jy drink nou nie, jy rook nou nie, Ja. maar jy werk. Ja. Jy het nou nie regtig meisies so gehad nie, Ja. maar is net hy van, jy voel net, jy wil nou 'n bietjie socialize. Ja. Maar nou kom dieselfde ding, groepsdruk. En dan kom maar 'n buddy en sê vir jou, my bra, kom ek gooi vir jou 'n glasie whisky, net om jou te kalmeer. Ja. Wat doen jy in daai oomblik? Ja. Man van die Here, dink jy vir jouself, nee man, ek is relaxed, everything is settled, Ja. ek kan mama vir my 'n glasie maak. Ja. Of dink jy om te sê, maar die principles wat ek geleer is van kleins af, die principle wat ek geleer is, Ja. jy mag dit nie doen nie. Jy mag dit doen, die woord van die Here. 'n Vriend kan kom na jou toe en sê, hier is my bra, hier's 'n stukkie, hier's 'n Ja. pilletjie, kom ons snyf hom gou net dat ons 'n high kan kry. Jy op by oomblik, wat sal jou besluite is, man? Ja. Wat sal jou besluite is? Net as mens alleenlik. Dis die ding. Wat sal jy besluit? Die druk so groot is dat jy dit sal Sal jy doen. val in hy drukking? Gaan jy in hy ding inval. Net omdat jy verleë is. Ja, omdat jy verleë is. En omdat ons verleë is, voel ons dat enige verkeerde ding doen jy, want jy wil inpas. Jy kan maklik ook in depressie is byvoorbeeld. Ja. Net omdat jy wil voel, nee man, ek wil nie hê die mense doen nie dit dan. Of waartoe gaan dit lei? Dat weet jy nie. Waarna gaan dit lei? Dit gaan net meer lei na meer probleme toe. Dat weet jy Jou ouers, jou broers, jou susters, jou Ja. vriende gaan wonder, maar wie is jy? Ja. Hulle gaan later ook net op 'n besluit wat jy gedoen het toe jy verleë is. Ja. Toe jy niks doen, net in jou most depressed moment. Ja. Daai besluit wat jy geneem het. Dis die gevaarlikste ding. En ek dink hier in Korintiërs, Paulus was baie lief op briewe te skryf. En ek dink dit was een van die foute wat die Korintiërs gemaak het. Yes. Dit was in 'n tyd waar Paulus vir hulle bemoedig het.
om vir hulle te wys, kyk, ons weet die druk van die lewe raak moeilik. Yes. Ons weet daar is baie probleme. Kyk maar rondom jou. Kinders val in drugs because hulle voel verdruk, hulle voel om high te wees, hulle voel om in te pas, hulle voel om in die society waarin ons in te leef, te wys jy's daai ou. Jy sien die duiwel kom met allerlei drukke. En hy druk jou in 'n hoek en hy druk jou in 'n situasie en hy druk jou in armoede en hy druk jou in groepsdruk. Hy druk jou so en so goede. Maar Paulus kom en hy sê by die Korintiërs, hy sê al word ons geverdruk in die dinge. Van onthou die druk kom nie net uit drink en rook en wat nie, maar die druk kom ook uit vriende, dit kom uit families, dit kom uit kerkgenootskappe. Daar's verskillende drukke van die lewe. Daar's iemand wat jou per ongeluk vuil gaan kyk. Daar's iemand wat jou sal skinder. Die druk van die lewe laat die mense by 'n plek waar hulle voel, nee man, as druk is so gevaarlik, dat daar is mense nou wat by die huis sit. Weens druk. Weens 'n selfwoord, weens 'n slegte kyk, weens 'n slegte behandeling. Terwille van die druk, as daar baie mense in die lewe wat 'n besluit gemaak het, omdat die druk om te veel het. Daar's mense as die druk om het, dan gaan drink hy. Daar's mense as die druk om het, dan gaan rook hy. Maar Paulus sê, al druk dit ook ons. Dit gee ons nie rede om na die goede toe te hardloop. Maar al word ons verdruk in al die dinge, ons weet daar is 'n Here. Hy dra ons. Maak nie saak in wat 'n verdrukking jy is. Maak nie saak in wat 'n depressie is. Maak nie saak in wat 'n omstandighede jy is nie. Ja. Die prinsipel van God, die prinsipels wat hy in sy boeke het, moet gevolg word tot op die einde. Maak nie saak deur wat jy gaan nie. Al as jy in jou donkerste dieptes in. Al as jy ook nou in die slegste depressie in. Nogtans wens jy rus. En weet jy wat is so lekker van die skrif van my? As vir die feit dat Jesus was ook in 'n verdrukking. Want ek lyk mos Jesus se lewe hier. Yes. Of wat duidelik 'n voorbeeld van hom na ons lewe. 'n Voorbeeld, yes. Jesus homself was mos vlees. Hy ondervind die teenkante. Hy het gekom as mens. Hy het gekom as mens, soos ek en jy geword. Yes. En hy het beleef wat ek en u beleef. Hy ken verdrukking. Yes. Hy ken skinder. Hy ken beledigings. Yes, hy ken verraai, hy ken verloon. Hy ken mense wat hom seermaak. Hy soek support, self mense wat by hom het hom nie die support gegee nie. In Getsemane sê vir die disippels, ek het dan net 'n uur van julle se aandag nodig gehad en julle kan dit nie eens vir my gee nie. So daar's niks in die Bybel wat 'n mens kan sê. Al die dinge wat ons in verdruk is, sê Jesus vir sy disippels. Hy sê luister hier, in die wêreld, dis julle se huis. Dis jou plek die waar jy moet mooi getrek word en verwag die lewe moet werk. Dis eintlik 'n verbygangsplek. Dis 'n verbygangsplek. So die wêreld vereis kom drukke. As jy nie regte werk het nie, die lewe gaan jou nie reg trek nie. As jy nie regte huis bly nie, die lewe gaan jou nie reg trek nie. As jy nie was en aantrek nie, die lewe gaan jou nie reg trek nie. Iewers in die verdrukking sal jy moet opstaan en vir die lewe wys dat daar is iemand wat die dinge alreeds geoorwin het. Yes. Want Jesus sê, in die wêreld sal julle verdrukking ly, maar hou goeie moed. En luister baie mooi, hy gee nie 'n oplossing vir die probleme nie. Hy gee nie 'n resep vir die probleem nie. Hy sê, julle sal verdrukking ly, maar julle moet onthou, om goeie moed te hou, want ek het die dinge geoorwin. Ek het die probleem oorwin. Die probleem wat ek nou bring en dink dis groot vir die Here. God het dit oorwin. Alreeds. God het die prys betaal vir dit. So wat ek moet weet, ek gaan deur die ding van Jesus het my gewys. Yes. Dat die ding wat ek deurgaan, as klein skool, en wat hy deurgegaan het. En die rede hoekom ek die skrif kies, as om van mense te wys, dat al druk die lewe jou druk terug. Yes. Daar's mos 'n lied wat sê, as die lewe jou druk terug. Yes. Jy kan nie verwag die lewe gaan jou nou sag behandel nie. Jy sal moet veg. Jy sal moet baklei. Tensy jy nie met die aarde is. Hy sal dit teen jou druk. Tensy, obviously, as jy met hom is, waarom sal dit teen jou druk? Waarom sal dit teen jou druk? Maar sodra jy teen hom, natuurlijk sal dit jou druk. Want alles wat jy sal doen in die guns van mens, sal jou druk. Maar wanneer jy jou principles verstaan, die druk van die lewe, as jy die druk van die lewe verstaan, dan gaan die druk van die lewe jou eintlik niks maak.
Want al kan dit verdrukking lei. Paulus sê, hy sê alles jou neergewerp. Hy sê alles jou al wat jy vervolg. Jy is nie verlate nie. Ek is daar. En hierdie Korintiërs, dit was 'n bemoediging wat Paulus vir hulle geskryf het. Om vir hulle 'n wake-up call te gee dat die ding wat julle, die verdrukking, die in alles. Ek hou van dit wat Paulus beklemtoon in alles. So ek weet nie wat maak die mens of wat 'n siekte, wat het jy gehoor as dit 'n probleem, as dit 'n werkloosheid probleem. Ons leef ons in 'n society. Maar werkloosheid die grootste ding is wat deur ons mense gaan. Ons leef in 'n society waar huweliksprobleme een van die grootste probleme. Ons leef in 'n society waar ons kinders in drugs verval. Ons leef in 'n society waar ons mense geroof word en gehijack word en allerlei dinge gebeur word. Dan kom ek sê, die wêreld beklemd is wat hier op die wêreld word gehijack. En hierdie wêreld word verkrag. Ons lees ook op berigte, dit word moord, dit word al die, maar ek het 'n versekering vir mense dat in die hemel is daar nie verdrukking nie. In die hemel is daar nie hijacking nie. In die hemel is daar nie verkrachting nie. In die hemel is daar nie moord nie. So ek lewe omdat ek weet as ek op die aarde is, verwag ek nie die hemelse treatment op die aarde nie. Ek weet die aarde bied my seer aan. Ek weet die aarde bied my teleurstelling aan. Ek weet die aarde bied my probleme aan. Maar een ding wat ek weet, die hemel is so mooi, sê die lied. Waarom sal ons twyfel? Kom ons dien die Here, want hy is die moeite werd. So die druk wat ek op die aarde maak, is niks. Evangelist weet wat. Nou dat evangelisme is al die voorbeeld gebruiken van Jesus. Wil ek nog 'n voorbeeld inbring? Job. Amen. Hy man het alles verloor. Hy het sy vrou verloor. Nie sy vrou verloor nie. Hy het sy kinders verloor. Emosioneel het hy sy vrou verloor. Emosioneel. Hy het sy kinders verloor. Al sy vee het uit mekaar het verbrand. Alles het was verwoes. Sy huis, alles was alles. Maar later van dit toe eindig hy op by die vullishoop. Vol sere. Het hy ingegee en die Here vervloek soos wat sy vrou hom gevra het. Of het hy gestiek by sy principles? Hy het gestiek. Maar hy sy vrou gesê sal ons net dink aan die goeie en ook nie aan die slegte nie. Toe het goed gegaan is tot jubel en juichels. Maar nou dat het nou sleg is, nou moet ons die Here los. Nou moet ons hom nou vervloek. Hoekom? Waarom? So dit is een van die dinge wat Job ons ook leer, dat jy moet staan. Jy moet staan in jou besluite wat jy geneem het. Job sê vir homself, man, ek moet op 'n tyd net vir die Here dankie sê. Al verloor hy nou alles. Dit lyk vir hom hier, sien jy ook nie, maar dit raak donker. Maar omdat hy besluit gemaak het, weet hy kan nie teenoor God. Hy kan nie sy rug teenoor God draai nie. Hy het alles verloor, hy het sy kinders verloor, hy het sy huis verloor, hy het sy vee verloor. Hy het sy rykdom eintlik verloor. Maar waar het hy gesê, nee man, die lewe druk my, ek sal hom, kom ek val my in sonde. Is dit wat hy gesê het? Toe sy vrou gevra het, my man, waarom vervloek jy nie God? Waarom nie? Dat dit kan voorbijgaan. Want die vrou kan nie meer hou nie. Want dat is een probleem op een probleem. As Job loop, hoor Job hier is 'n ander ding. As Job weer hier draai, dan sê hy, jy sit en sê het nog hier. Hy sit sy dak op die kinders geval. As Job hier hoor Job weer die vee uitgebrand. So die lewe het vir Job nie 'n gap gegee. Hy het hom nie rusplek gegee nie. Maar die Bybel sê Job was meer geseën as voorheen. So wat sê dit vir my? As die lewe jou druk terug. Beklei terug, veg vir jou blydskap, veg vir jou oorwinning, veg vir dit wat jy wil hê. Want as jy ook op een plek sit, sal jy ook nooit oorkom aan die probleme van die lewe nie. Soms moet jy die lewe wys, jy's hier vir 'n doel. En ek verstaan die skrif, daar's ook 'n skrif in die Openbaring wat sê toe die ouderlinge opstaan, toe vra hulle vir die Here, wat is die mense wat hier aankom met die wit klere, wat wit gekleed is? Toe sê die Here, ken julle nie? Dis hulle wat uit die groot verdrukking uitgekom het. So daar's 'n reward vir dit wat ons deurmaak op aarde. Jy is net hier geplaas en in 'n probleem gesit en jy dink God worry nie. God bou jou vir iets voor wat jy nog nie met die Bybel sê dat nog nie eens in jou hart opgekom het nie. Dat jy nog nie met jou oë gesien het nie. Dat jy nog nie eens beleef het nie. God berei jou voor. Weet jy hoekom sit God soms in 'n probleem in 'n mens se pad met jou?
God sit 'n probleem in 'n mens se pad om ons soms by hom te behou. Hoe so weet? Want as dit te goed gaan, sal jy nooit 'n rede hê om te bid nie. Jy sal nooit 'n rede hê om op jou knieë te Jy sal nooit 'n rede hê om jou knieë te gaan nie. Jy sal nooit 'n rede hê om kerk toe te gaan nie. Jy sal nooit 'n rede hê om die wil van God te doen nie. Because dit gaan te goed. gaan net. Jou probleem is in jou pad gesit om nader aan die Here. Kom ons gaan weer na Hanna toe. Ek het gister gepraat oor Hanna. Yes, Evangelist. Hanna homself Yes. het die Here gedien omdat die Here, die Bybel sê Hanna sou kinders gekry het, maar God het Hanna se skoot toegesluit. Yes. En Hanna het elke keer opgegaan na die paleis in Silo waar hulle die Here gedien het. Elke jaar het hulle offer gevat. Yes. En sy die ander vrou van Elkana het wat sy naam Penina was, het meerder kinders gekry as sy. So sy het later die Here gevra, wat het sy gesondig dat sy nie kan kinders kry nie. Sy het emosioneel oor. Sy het emosioneel opgeraak. Yes. Maar God het dit gedoen om hom geestelik voorberei. As God nie Hanna se skoot toegesluit het toe, sou Hanna nooit 'n waardering oor Samuel gehad het. Maar hoekom God dit verdoen het dat Hanna 'n waardering het oor Samuel? As omdat sy vir die eerste keer besef Hanna, hy hou 'n babietjie. Vir Penina was dit niks om 'n kind te kry nie. Sy kon dit vrywillig kry. Yes. Yes. Maar vir Hanna was dit 'n wonderwerk. Want sy weet dit het jare gevat om te hê wat sy het. En dit het 'n groot waardering En dit het gebring. 'n groot waardering gebring. So groot waardering dat Hanna gesê het, soos die Here hom vir my gegee, gee ek hom terug aan God. Van Hanna weet die moes net die Here en dis die waardering. En as jy nou kyk in Penina se hele kinders, Yes. nie een van hy kinders was aan God gegee nie, Nooit. maar net Samuel. Die Bybel sê Samuel het geword een van die grootste profete in die Bybel. En die rede waarom Hanna so waarom Hanna dit gedoen het, is omdat sy 'n groot waardering gehad het dat God haar jare se gebede verhoor het. Ja, En dat sy gekom het en gekom sê dat dit wat God aan my gegee het, Ja. gee ek terug. gee ek terug. So Evangelist sê eintlik, of ek sê nie Evangelist sê dit nie. 'n Mens het eintlik groot waardering as jy in die verdrukking is. Ja. As jy in die diepste gaten is van jou lewe. Ja. Waar jy niks het nie, wanneer jy op die ashoop is, Wanneer jy op nul is. wanneer jy daar uitkom, Ja. dan het jy die grootste waardering Jy vir alles. waardering vir alles. Jy het so groot waardering vir alles dat jy bid sommer vir die gras. Jy het so groot waardering, jy bid vir die wagter. Jy het so groot waardering, jy bid sommer net vir die feit dat jy hier sit. As 'n mens nie deur 'n ding gaan nie, gaan jy nooit 'n waardering hê vir die lewe nie. Yes. Dat iemand nou kanker het en die dokter sê vir hom jy sterwe môre en God doen môre 'n radikale verandering om daai mens te genees van kanker. Kanker is weg. Daai mens gaan die lewe heel anders sien. Hy gaan sommer vir ons bestraf wat lyk ons hoe lewe Hy julle gaan 'n net so? eerlikse, minuutlikse, sekonde, hy gaan elke sekonde waardeer. Wat hy het, want hy weet dat die dokter het hom gesê jy het net 'n uur oor en nou het jy nie uur oor, jy jare. En wie dit dan nou beskik. So die verdrukking wat God 'n mens insit is om jou in 'n groot waardering posisie in te sit. Yes. En ek wil my kykers bemoedig dat dit wat jy deurmaak, dit Yes. wat jy in is, Yes. dis nie om vir jou te verneder nie. Dis om jou swak te laat lyk. Moenie vir jou dink jy's getoer omdat iemand anders werk gekry het nie gekry nie. God hou jou sodat die dag as jy 'n regte werk kry, Yes. gaan jy daai werk waardeer. Jy gaan die grootste waardering hê Ek vir daai die mens. grootste waardering het. Van God plaas ons in 'n posisie in Yes. waar ons kan nie soos die wêreld bly wees nie. God plaas ons in 'n posisie in dat ons vir die wêreld sê ek kom uit die situasie. Yes. Ek kom uit die druk, ek kom uit die ding. Ek was nie waar jy my gesien het waar ek is nie. Maar heel moontlik het God die ding vir my en alles sê Paulus word ons verdruk. En moenie dink omdat jy die werk kry, die druk is oor nie. Want by die werk gaan kry jy ook druk. Daar's mense wat jou wil uitwerk. Yes. Daar's mense wat jou wil Wat wegtoer. doen jy kompeteer? Dat teen jou kompeteer. Yes. Daar's mense wat jou gaan wil toer, wat jou gaan verwens,
wat wil hê jy moet weer die werk verloor. Van die druk van die lewe hou nooit op nie. Maar kom ek sê solank as wat jy in die wêreld is, sal jy tegemoet kom met die druk van die lewe. Tot die dag wanneer jy jou laaste asem. Die lewe gaan jou nie verskoon nie. Koop jy 'n kaart, die mense is ongelukkig. Koop jy 'n huis, almal se mond is dik mond. En wat jy aangestel as 'n manager, niemand is gelukkig nie. Jy bly in drukke in. Jy bly stoot. Jy bly stoei. Net dat jy vir jou om gelukkig te wees. Alles is 'n druk. Vir ons om hemel toe te gaan is dan ook 'n druk. Yes. Ek moet beklei, ek moet bid, ek moet vas, ek moet spiritual, ek moet my emosioneel voorberei. Ek moet vergewe mense wat ek niks gemaak het nie. Vyande wat teen opstand teen my kom. Soveel druk laat die lewe my toe. Dat die hemel word nie net vir my ingegaan nie. Ek moet druk hier deurgaan. En tog gaan ek gevra word, wie is hy gekreë? Wie is hy? In wat? En man van die Here, die woord was al gepreek. Yes. Maar ek dink dit was die hoofwoord langs was dit spesifiek wat dit gespreek het. Ek het dit gepreek. Evangelist het dit gepreek. Evangelist het dit genoem en het gesê, maar almal ken wat is die kleur wit, maar wat het hy wit so uniek gemaak? Hy moet met sy glans in hom gaan. So dit beteken daar's 'n eternal award vir jou wat deur die moeilikste gaan, waar die verdrukking jou die diepste slag. Daar is 'n award van tog hulle moes gevra maar wie is daai? Geklee in wit klere. Vader, almal kon hy het seker wit geklee. Hulle vra spesifiek maar wie? Wat maak hy wit so uniek? Wat maak hy wit? Skit, as hy wit en toe was dit gesê, maar is dan hulle wat uit die groot verdrukking uitkom. So evangelist, dit gaan nie net dit dierbaar is, dit gaan nie net oor die verdrukking wat gaan hier op aarde nie. Jy mag deur wat gaan. Dierbaar as ons weet is moeilik. Jou kind kan jou miskien vloek. Jy kan miskien lewe met 'n man wat jou heeldag slat, wat drink. Jy kan met 'n kind is wat drugs gebruik. Jy kan jou huwelik het probleme. Jou werk is daar probleme. Oral is daar probleme. Maar tog dierbaar is. Daar is 'n eternal reward. So in ander woorde, Wyle, ek sit nou hier en terwyl ons nou praat met die mense. Yes. Sê iets vir my man, moenie jou probleme wegbid. Want as jy jou probleme wegbid, dan bid jy jou kroon weg. Either said God give me the energy to face my battles. Amen. Don't pray it away. Give me the energy to face them. So dit beteken die goede wat na my toe kom, as die goede wat my sterk maak, die goede wat my eintlik hemel toe vat. Ek het 'n rede om te bid vir die goede. Ek het 'n rede om te streef na God. Want as dit ook te glad gaan met my, dan sal ek mos relaxing is en voel daar's geen rede om te bid en wat nie. Maar daar's 'n rede hoekom die goede moet gebeur. Daar's 'n rede hoekom die goede op my pad moet kom. Daar's 'n rede hoekom mense jou nie moet like nie. Daar's 'n rede hoekom daar vyande is. Daar's 'n rede hoekom hierdie mense wat jou ondergang soek. Daar is 'n rede dat daar mense is wat teen jou kompeteer. Daar is 'n rede waarom mense jou die al het jy niks gemaak nie, maar dan haat hulle vir jou met 'n passie. Maar daar is 'n rede. Daar's 'n rede vir alles. Man van die Here, ek weet nie. Dierbaar is, ek weet waar ook al u mag wees. U voel nou seker, ja, maar ons verstaan nie die omstandighede nie. Ons verstaan nie wat deur u maak nie. Onthou dierbaar is dat ons almal is net mens. Ons is swak. Elkeen is dit is net in ons en ons is net mens. Hy alleenlik is God alleen. Ons is mens. Ons maak foute. Maar dierbaar is dit is net iets goed om te weet alles jy ook in die diepste, donkerste dieptes is. En jy battle die ding physically, emotionally and spiritually, dat daar is 'n eternal award, dat daar is iets daar om uitvoer te gesien. En dieselfde soos Hanna, toe Hanna al die jare gebid het, toe hy vir Samuel ontvang het, dis die reward. Evangelist, en hy kry hemelse reward. Ek kan me eintlik imagine toe sê vir Samuel gehad aan Hanna, dat die trane van dankbaarheid. En die trane het geloof van dankbaarheid teenoor God om hy het ewen 'n lied geskrywe na Samuel. Hy het gesê my horing is hoog in die Here. Man van die Here, dit is so enorm. As jy
En dit is ook so, during the process, enigiets wat jy aanpak, maak nie saak of nou jou business is, of het nou jou werk is, of het nou even nou al jou huwelik is. Enigiets wat jy aanpak, jy het challenges. But rather, do not avoid those challenges. Face it, but face it with the Lord. Face it om te weet dat jy iemand wat sterker is, wat jou die krag gee dagelijks om dit te face. En al wat jy swak gaan raak, hy gaan jou net weer optel. Maak nie saak wat deur jy gaan. Alles het nou, jy was addicted, jy wil afkom van die drank af en van die dranksap. Al wil jy ook nou uit die huwelik wil jy verbeter. Al wil jy nou jou werksplek verbeter. Maak nie saak wat jy aanpak. Die Here is altyd daar om jou te versterk. Al as jy in jou donker dieptes, al as jy in die grootste verdrukking, hy sal jou altyd die krag gee om deur te gaan. Amen. Hy gaan jou die versekering, die krag gee om deur die ding te gaan. Jy sien, Bro Wyland, yes, Evangelist. Die ding wat mense nie verstaan. As God my 'n probleem gee, yes, Evangelist. Hy gee my 'n reward. Yes. Verstaan jy? Ek het 'n boodskap gebring voordat Abraham was eers Abraham. Yes. Voor hy nog kon die reward kry, hy word 'n ding gesê wat hy moet nog gaan kry. So wanneer God jou 'n probleem gee, voel jy daar's 'n ding, daar's 'n rede hoekom. Daar's 'n rede hoekom die duiwel my aanval. 'n Dief breek nie by 'n huis in waar daar nie waardevolle dinge is. Mense gaan nie aan jou raak. Die lewe gaan jy nie druk as jy nie bedreiging is. Yes. Dan sal die mense wat teen jou kompeteer as hulle nie sien as 'n challenge. As hulle nie sien maar hier is iets binne in jou, die potential wat jy in jou het. En ek wil sê, al kry jy vandag nie die werk nie, gaan weer môre. Yes. Al gaan jy na die werk toe en jy gaan weer môre. Yes. En jy gaan môre, al kry jy die kar wat jy nie kwalifiseer nie, jy gaan dit weer môre apply. En dan kry jy dit nie môre en jy gaan oormôre. Jy gaan weer en dan kry jy weer oormôre en jy gaan die volgende dag. En soms moet ons terugdruk. As die lewe jou druk man. Moenie staan en opgee en voel jy moet so baie gedruk dat jy nou nie meer kan nie. Ek het oor die hele jare gereis. As ek moet weet dat jy die 200 CV's die jaar gegee, maak weer volgende jaar 400 CV's maak. Hierdie keer gaan ek meer CV's maak en ek sit dit in. Ek gaan probeer tot ek die ding kry. Soms in die lewe moet 'n mens terugbeklee. Jy moet terugdruk man. Jy moet nie net staan en aanvaar, maar dis maar die lewe. Dis maar die lewe. Die lewe skuld niemand iets. Niks. Jy moet opstaan en beklei vir dit wat jy wil hê. Yes. As jy wil suksesvol wees, jy moet beklei vir dit wat jy wil hê. Yes. Ek my wense of my begeerte as om te doen wat ek soos ek by jou sit, om net die woord uit te sprei. Yes, dit is my potensiaal. Yes, dit is wat ek wou gehad het. Yes. En mense het vir my gesê, die ding is nie vir jou nie. Maar elke minuut, elke sekonde was dit vir my pynlik. Maar ek het teruggedruk. Ek het deurgedruk. Ek het nie opgegee uit Evangelist omstandighede. Uit my omstandighede. Maar mense kon gesê dat nee, hy sou net weer die volgende dronklap. Hy sou net weer die volgende dronklap. Ek het deurgedruk. Ek het die generasievloeke gebreek. Generational curses het ek gebreek. En ek wil vir iemand sê vanmiddag, jy kan die generasievloeke breek in jou familie se lewe, dronklap. Wie jy ook al mag wees. Yes. Moenie toelaat dat jy daar lê en voel jy opgegee. Staan op en druk terug. Yes. Staan op en bewys die mense. Yes. Staan op en oortuig die mense. Jy is meer as wat hulle sê wat jy is. Jy kan dit doen. Dis in jou in. God het jou die krag gegee. As net jy weet jy die ability om die ding te oorwin. Yes. Maar dit is vir jou gegee. Twyfel in jouself. Evangelist, voordat ons klaar maak met hierdie episode, Evangelist, ek wil eintlik Evangelist moet praat uit u perspektief. Okay. Jy weet Evangelist ons ek like eintlik Evangelist se lewe. Die manier hoe dit uitgespeel het, waar Evangelist vanaf kom, die origin en waar hy nou is. Evangelist het seker deur baie verdrukking gegaan. Die omstandighede by die huis was seker nie gunstig nie. Dinge wat Evangelist moes deurgemaak het, maar hier is Evangelist nou. Net so klein agtergrond oor dit. Yes, Evangelist. Ek het mos in 'n gunstige manier groot geword. Yes. My oupa het groot geword onder 'n pensionaris. 'n pensionaris. Ja. En my ma het gewerk, dan kry hy werk, dan verloor. So het baie swaar gekry. So swaar gekry dat ons kon nie eens op 'n Sondag
Sondag word ons het vetkoek geëet, dan moet ons hom drink in die water. En jy is dus op dat so leeg as dit vind. Maar deur die omstandighede was ons groot gemaak. Yes. Daar was lekker tye wat ons ook skap geëet en het goed gegaan, maar daar was ook donker dae. Yes. En in die donker dae het ek dus maar 'n plan gehad. Ek wil, nadat ek klaar gemaak het met die skool, kom ek verder op studeer toe vir 'n boilermaker. Yes. Maar die stem van die Here het met my gepraat. En u geroep. Het my geroep. En ek wil regtig, soos baie mense, ek wil praat uit 'n perspektief van ondervinding. Yes. Baie mense dink 'n man wat voltyd is, wil nie gaan werk. Maar as die gees van die Here op jou is, dan roep God jou ook anders. Jy kan maar waar Jy kan maar waar jy kan op hoe apply. qualified is. Ek het al by werk gekom waar die baas met weg, ja. Ek het al by plekke gekom waar ek gehoor het die werk is nie joune nie. Ek het al by werk gekom waar as ek daar kom en ek die mense hande oplê, dan vra ek, as ek hier om te kom werk hier, dan moet ek hier hande oplê, die mense gesond word, dat ek later, dat die werk later moet loop toemaak. Want ek was nooit bedoel om daar te werk nie, maar om die werk van die Here te doen. En van die tyd af, Yes. tot hier toe. Ek het nooit vir 'n baas gesê môre nie. Nie omdat ek nie wil nie, maar omdat God my gekies het. Yes. Hy het dit moontlik vir my gemaak as ek kyk iemand, hy sal vir my verdrukking lê. Hy Yes. sal vir my naam lê. En hy wat lê vir die naam. En nou hoor wat sê die Bybel. Die Bybel sê, hulle wat ter wille van my naam lê, sal dit 100 maal eendag in die hemel ontvang. So wat ek hier doen, is beter as 'n bonus. Yes. Dit wat ek hier doen, Yes. is beter as 'n uitbetaling. Die wat ek doen, het Yes. niks te doen met ongelukfondse nie. Dis groter as dit. Dit is beter as dit. God sê my in sy woord, na al die liefdevolle arbeid, sal hy sê, hier kom my getroue diensknegt. So ek weet presies wat deur dit gegaan. Yes. Wat deur ek gekom het is dat, toe ek klaar maak met die skool, Bro Heiland, Yes. ek klaar gemaak met die skool. Ek was nie my begeerte om voldiens te gaan, dit was nie in my gedagte. Yes. Ek het ook nie geweet ek sou 'n prediker word of 'n pastoor. Dit was nie deel van my plan nie. Yes, evangelist. God het my in die rigting ingesit. Ek wil klaar maak met die skool. Ek het ook nie plan gehad om die Here te dien nie. Ek wil gaan en study of Soos 'n normale jong. soos 'n normale mens net gewoon wegleef. Yes. Maar God roep my daai tyd in 'n baie moeilik en my ma sê ook nog een keer vir my, maar hoe kan jy nou die rigting kies? En ek het jou groot gemaak, ek wil hê jy moet die rigting, maar ek moet meer vir my ma sê, maar ek kan nie teen die stem van God redeneer nie. Ek weet nie, want ek raak deur mekaar. Yes. Dan as ek hier, want ek raak deur mekaar. As ek die Bybel lees, ek raak deur mekaar. Wat dit dan is die? Okay, toe hoor ek mos nou nie. Toe raak ek betrokke by rook. Toe raak ek betrokke by dwelms. Yes, Toe evangelist. raak ek betrokke by skip. Yes. En toe slaap ek uit. En toe doen ek alles wat sonde is. Yes. Totdat ek eendag in 'n taptushentie is en ek rook dat die dampe so maak. Yes. Toe hoor ek die stem van die Here tussen my vriende en ek sê vir my vriende, jong, hier is 'n stem wat met my praat. Maar voor daai het ek vriende gehad wat my gelei het, waar ons in diefstal betrokke was. Vir my was om 15 jaar tronkstraf te kry. Maar terwyl ek daar sit, Yes. en nou iemand het my na die Here toe gebring wat nie eens kerk geloop het nie. God stuur en daar kon ek sien, maar God het 'n plan met my lewe. En die spesifieke vriend van my kom na my toe en hy nooi my uit. Yes. Hy sê vir my, ek wil hê jy moet deel word van die Here. Ek sê vir hom, maar hoe kan jy my kerk nooi? Maar jy nooi maar nie kerk, jy's 'n drinker. Jy's 'n roker, jy's 'n skitter. Hy sê vir Ons my, kan nee, dan saam. Ons kan dan saam. Hy sê vir my, nee man, maar die ding is bedoel vir jou. Ek sê, nee, is ook bedoel vir jou. En ek sê, okay, kom ek try maar. En ek begin loop kerk en ek loop kerk en ek loop kerk. Loop kerk en ek loop kerk en as daar en ek loop kerk. Yes. Maar terwyl ek kerk loop het, was nou die hofsaak wat voorkom, maar daar so moontlikheid ek 15 jaar gaan kry vir diefstal. Maar terwyl ek daar is, rook ek. Ek ignoreer mos nou die ding, want ek voel nou nee man, waar kan die Here vir my wil? Ek moet dit vir kerkie man. Kerk is nie vir my nie, Bybel is nie vir my nie. Yes. God kan iemand anders roep, kom. Kies hy nie iemand, dis nie dan is hy vir my nie man. Yes. Okay, is maar reg, ons gaan aan. Maar terwyl ek so rook is wat, ek sien nie die manne nie. Ons roep daai sien die wat jy ook sien is lig, hier's donker. En ek hoor 'n stem. Duidelik soos 'n mens wat my sê, Eugene, maak klaar. Ek het jou geroep, maak klaar met die sonde. Okay, toe ignoreer ek dit. Yes. Toe rook ek weer en ek rook weer ook 'n pyp. Yes. Toe by die huis kom toe
leef ek so, kyk die dood so in die oog. En ek bid, ek sê, Here, vergewe my, ek sal nie weer nie. En die volgende dag is ek weer kerk toe. Yes, weet En jy. daar is 'n prediker wat God uitstuur. Yes, weet jy. En hy preek daai aand 2007 Augustus die 27ste kom die Here my pad langs en ek stap daarin en daar word 'n boodskap gepreek te vergeefs bou die bouer daarop as God die stad nie bewaar nie. En ek staan daar en ek weier en ek dink nee en ek bekoring te word, dit word vir my gebid en die Heilige Gees sê vir my, jy vanaand is jou reddingsdienst. Ek gee jou 'n kans. Toe ek gaan ek vorentoe neem die Here aan. Toe ek terug gaan na die hof toe. Yes, weet En jy. die hof kyk met die hof sê ek moes jou 15 jaar vandag gee. Maar iets binne my draai rondom my. Iets binne my sê my jy hoort nie hier. Die man ken my nie. Die man weet nie wie ek is nie. My oupa is hier is 'n pensionaar. En hy sê vir my, vat jou goed en dan gaan jy. Ek soek jou nooit weer terug in die plekkie. En ek wil dit nou gepunt maak om terug Kuruman toe te gaan. Want ek moet by die hofloop getuig. Yes, weet jy. Ek moes 'n gevangene gewees het. Maar daar was 'n man wat my gesê het, ek hoort nie hier nie. Dis nie my plek nie, ek hoort nie hier nie. Ga terug. Maar my vraag is, waar kry jy daai oortuiging? Waar kry jy Hy daai ken hom oortuiging? Hy ken Hy ken my nie. Van geen kant af, waar kry jy daai oortuiging? Man weet jy, hier is 'n man wat God geroep het vir die wêreld om die woord te verkondig. As daai man my nie gelos het, sou jy nie vanmiddag saam met my Saam met hier Evangelist gesit het. So daar was 'n doel dat hy my moes vrylaat sodat daar siele gered kan word. En toe daaruit kom dus my lewe nooit meer dieselfde nie. En ek stap die pad en ek loop die pad. En my ma is hier bekommerd, ek sê los die Here weet wat doen die ma. As ek moet weet dat ek die offer is. As ek moet weet dat jy 'n kind gegee het vir die wêreld, laat God dit doen soos hy dit wil hê. En ek staan vandag as 'n voltydse man. God voorsien man. Al druk die lewe God voorsien. Al het ek al gehoor van wat, maar wat my so net aanraak in die saak, wat Evangelist my gesê het. Yes. Dis nie Evangelist die daad gepleeg het, toe Evangelist gevangen geneem is nie. Dis die judge wat gesê het, maar jy hoort nie hier. Evangelist was dan gevang. Ek was gevang. Dis konkrete bewyse, vingerprints gevang. Maar, wat het hom oortuig? Hoe het hy die oggend opgestaan en gesê? Wat het hom oortuig? Dis eintlik die ding. Nie wat nie, wie Het hom oortuig. Wie? Want hy staan met die papiere. Hy's gereed. Concrete evidence. Hy sê hier is dit. Maar iets binne my, die hof sê iets binne my sê my, jy hoort nie hier. Nou sê jy vir my, hoe kan dit die God is? Hoe kan dit nie die Almagtige is? Ek voel ek skuld eintlik die Here te veel. Waar kan daar 'n twyfel is? Daar kan daar 'n twyfel is. Daarom gaan ek uitgaan. Ek twyfel ook nie aan die woord. Ek twyfel ook nie aan dit wat ek vir hom beteken nie. Ek doen dit voluit elke liewe dag van my lewe. Want dis net die Here wat dit moontlik gemaak het. Ja. Ek sou nou seker nou uitgekom het as 'n gevangene. Ek weet nie. Maar God het 'n beter plan vir my lewe gehad. Hy het 'n beter siening, 'n groter 'n siening. groter siening. En ek wil vanmiddag vir mense sê, jy het nie 'n rede om te bly nie. Ek was 'n drinker, ek was 'n skitter, Yes. ek was 'n roker. Yes. Ek het alles gedoen wat Evangelist was sonde. op 'n uitnodiging waard. Ja. Yes, Evangelist. So ek het alles gedoen wat ek wou gedoen het. Yes. Maar terwyl ek praat met my kykers, wil ek sommer hê terwyl jy die video kyk, u wat sukkel om die drank te los, Yes. u wat sukkel om die rook te los, u wat sukkel om werk te kry, u wat sukkel om aan die lewe aan te gaan. Hier is 'n man wat God gestuur het. Hier is 'n man wat God afgesonder het. Dit maak nie saak as die net 'n video wat u kyk nie. Die Yes. gebed gaan u bereik. Yes. So God, ek wil sommer terselfdertyd ek iemand hou bid. U wat daar staan. Heilige Vader, ons wil bid. U wat almagtige Skepper. Dankie Here dat ons bid vir mense wat gekyk het. Daar is drank, daar's mense wat in drank vasgekeer is. Tabak, rook, sonde. Here, prostitusie, verkragters, moordenaars, Here, hijackers, Vader, mense wat lelike dinge doen. Ek wil bid dat U hulle se siele red, my koning. Daar is min mense wat getuienis dra word
in hierdie donker wêreld. Ons soek ook die mense wat speel aankom nie, maar ons bid vir 'n radikale verandering. Terwyl daar mense is wat kyk na hierdie video, verander hulle se denke, verander hulle se wandelwyse, maak hulle 'n kind van God, Here. Daar is 'n lied wat ons sing, give me that old time religion. It was good for Peter, it was good for John, and it's good for me. Here, ek wil bid, my koning, raak hulle aan, elke drankverslaafde, elke roker, elke drank, Here, verslaafde, kom raak hulle aan in die naam van Jesus. Elke huweliksprobleem, herstel dit in die naam van die Here. Kinderprobleme, herstel dit, Here. Ons bid, Here, dat die wêreld nie meer geboorte gee aan kinders wat verval, aan prostitusie, aan dranke, aan dwelms, aan roof, aan totsieskap, maar ons bid vir predikers, prokureurs, presidente, wat God vreesend sal wees. Dankie, Here, dat die gebed by julle uitkom. Ek weet, Here, U het my gebed verhoor. In Jesus' naam. Amen. Dankie Evangelist vir daardie wonderbaarlike boodskap. Dit is groot waardering, man, van die Here om u te hê. Dierbares, vir die kykers by die huis, waardering is groot vir u ondersteuning. Ons vra net dat u net sal subscribe, subscribe en comment. As daar enige iemand is, enige persoon is wat wil ons persoonlik kontak, ons nommers is in die description box in. En Evangelist George, ek waardeer u, man van die Here. U weet die getuienis wat u dra, man van die Here, dit is iets wat ek regtig na opsien, want ek was nie so 'n persoon nie, maar tog ek as 'n jong man, ek sien op vir so iemand wat uit daai omstandighede uitgekom het en dit so wat hierdie posisie ingeneem het, so man van die Here, ek waardeer u groot. Aan ons kykers, dierbares, waardering is groot vir u ondersteuning, en waar ook al u mag wees, as u nog in 'n verdrukking is, as u hulp nodig het, geestelike hulp, Evangelist George se nommer sal daar onder wees, ek is sy PA, my nommer sal daar onder wees, so u kan ons enige tyd van die dag kontak, en die Here seën, die man van die Here, waardering is groot vir u tyd, en mag die Here u wonderbaarlik seën. En ons kykers, lekker nag vir u, en mag die Here u ryklik seën. God bless.